Ek wil vandag, ek het gesê, ek het 'n preek voorberei, maar ek het hom gebeere. Want as my so op reis gaan, dan leer jy baie. Ek is bly Anton is hier vandag. Anton, waar is jy? Daar sit. Ek luister die dienste wat mense hier preek as ek hier is nie. En Anton het 'n baie wyse ding gesê wat ek nooit verstaan het nie. Hy sê die engele sit in die voorste ry. Nou ek is so bly Anton het vir my nou at last daai raaisel opgelos. Nou my eerste punt of eerste les of eerste gedagte wat ek by julle wil laat is, ons moet voluit leef. David Attenborough was gister of eergister 100. Weet jy of julle dit gesien het nie? Liewe aarde, en die man is nog aan die gang. En vandag, dis vandag 10 Mei, laas jaar 11 Mei het ek my storiedagboek 1 bekend gestel. En hierdie 2 mense was daar. En hulle is albei oorlede. Johnny op 49. So wat sê dit? Ek wil gou iets vir julle illustreer. Ek het 'n maatband hier. My vrou het gesê ek kan hom maar knip. Maar as ons nou David Attenborough vat, dis in sentimeters tot 100. Is dit waar hy is? Nou, as ek vat waar ek vandag is, ek is 65. En die gemiddelde, ek het gaan opsoek, die gemiddelde lewensverwagting vir ons as Suid-Afrikaners is 85. Dan het ek dit oor. Ek, Winnie. Meeste van julle is oor 65. Julle het minder as dit oor. Oom Christie gooi natuurlik die hele balans uit. Hy is nou nie vanmôre hier nie. Maar oom Christie is 103 of hoeveel? Nee, hy is 93, 94 dink ek. Hier is my punt. The greatest mistakes you will ever make will not cost you money. It will cost you people. Relationships. Pause for a moment and think about the people who might need forgiveness from you. Is it time to forgive your son, your daughter, your brother or sister or mom or dad or friend or colleague? As daar iemand is, hier is my stelling, as daar iemand is met wie jy nie praat nie, dat jy iets om te gaan regmaak. En dis al wat ek oor het. Ek wat nou 65 is. So jy kan besluit hoeveel jy oor het. En dan sê ons so maklik vir mekaar, want dis eintlik my tema vandag. Ek kan nie. Ek kan nie. As die Heilige Gees in my en jou woon, dan kan ons. In die 5 weke wat ons weg was, is daar 4, waarvan hierdie 2 wat ek gee, 4 mense wat ons baie goed ken en baie na aan ons is, oorlede. Hulle is weg. My tweede les noem ek, dit is die lewe. Nou, ongeag jou omstandighede, kan jy kies om positief te bly. Ons het by ons kinders in Cayman Island gaan kuier. Nou, dis vrek ver. Jy vlieg 16,5 uur Kaapstad Atlanta en dan 3,5 uur Atlanta Cayman. En
Ons het 'n moeilike tyd gehad. Hierdie vers het baie by my opgekom, wat Jesus self gesê het, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in my. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Ek wil die stelling maak, elke huis het sy kruis. Dit gaan nie net altyd goed met my nie. Ons het ook krisisse. Ons het ook probleme. Nou ons ou klein seun wat daar gebore is, sy naam is Roe. Hierdie was ons aankoms. Toe ons in die huis instap en gaan sit, toe sit sy pa om op Magda se skoot neer. En kyk hoe bly is hy om sy oupa en ouma te sien. Maar hy is gebore met klapvoet, noem hulle dit. Klapvoetjies. Dis 'n redelike algemene, 1 uit elke 1000 kinders word daarmee gebore. Mens leer mos nou as 'n ding op jou pad kom. Nou toe ons daar kom, toe het hy so gelyk. Aan elkeen van sy bene was 1 kilogram gips. Dan tel hy gym, hy tel hy 2 beetjies so op en kop, hulle so teen mekaar. En in die week hy moes 5 weke daarmee loop, elke week verander hulle dit, want onthou, die dokters manipuleer nou die voete weer uit. So toe is hulle weer Miami toe gevlieg, hy het al 7 internasionale vlugte op sy paspoort, stamps, toe het hulle die eerste week wat ons daar was, toe vlieg hulle Miami toe, en toe is die gips nou vir die laaste keer afgehaal, maar toe kry hy skoentjies wat, die voetjies draai 63 grade uit, met 'n staalbaar tussenin. En hy moet dit uit 1 uur 'n dag. Dan haal sy mamma dit 20 minute in die oggend af, 20 minute in die middag en 20 minute in die aand. Dis al. Vir die eerste 3 maande. Vir die volgende 3 maande moet hy dit 18 uur aan hê en die volgende 3 maande 15 uur. En daarna moet hy met daai goed slaap vir tot ek weet nie hoeveel jaar nie. Nou hy's baie lief vir sy kat. Die kat slaap by hom in die kot. Hy slaap met sy voete in die lug, omdat die goed so ongemaklik. Ek kan dink omdat dit so ongemaklik is. Dan lê hy met daai bene so in die lug en as die bene val op die kussing, dan is hy wakker. En hy is nie baie lief vir slaap nie. Hy is soos sy oupa. Daai was die laaste dag. Nou ek weet Andre en Lizette het kleinkinders in Mauritius en in Londen, in Lona, jy het 'n kleinkind in VSA, en oom Christine Tannie Joan het 'n kleinkind in Rusland, en Johanna Martina het kinders en kleinkinders in Australië. Dis die new normal vir ons almal. Ons kinders en familie bly oor see. Maar almal van ons, elke huis het sy kruis. Ek het nou julle 'n stukkie van ons kruis gedeel. Dit was party dae moeilik. Ek dink, ek sê gister vir iemand, hy het net 2 volumes, gil en lag. As hy nie gil nie, dan lag hy. Maar, bid maar vir sy ouers, ek dink hulle was redelik bekommerd toe ons gegaan het, maar ek dink ons het vir hulle baie beteken. Het is goed ons is 5 weke is lang, mense, om 5 weke van jou huis af weg te gaan is lang. Maar, dit was goed ons was daar. Sy skoonouers gaan nou, weer vir die ma gaan blykbaar ook baie lang bly. So, my tweede les wat ek wil oordra vanoggend is, almal van ons het moeilikheid, moeilike omstandighede. Jesus het gesê in Johannes 16:33, in hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld oorwin. My derde les, ek wil hierdie skrif, trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die aanslag van die duiwel. En in hierdie ene,
en die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig as skoene aan julle voete. Nou as ek, 'n stukkie van Welly se hart, as ek ergens heen gaan, waar ook al, Namibië toe, Cayman toe, ek vat altyd 'n preek saam. Altyd. Sonder dat ek 'n uitnodiging het. Want sê nou maar ek kry uitnodiging, dan moet ek gereed wees. En ek het een gekry. Laas Sondag het ek in Cayman gepreek, liewe aarde julle, dis lekker om in Afrikaans te sing. Alles was Engels. En die dominee sit hier links toegeknoop tot teen die nek, en daai is die hoofouderling, en hulle sit so agter jou om te kyk dat jy reg doen. En alles is Engels. My punt is, wees altyd gereed. Nou vir my geld dit dalk meer as vir julle om die evangelie te verkondig of om met iemand te deel, maar ek is nie so gemaklik as hulle my genooi het en ek het nie, ek preek van papiere af. Ek het nie daai fotogeniese brein soos Anton wat sonder papiere gepreek het nie. My 4de punt, en nou moet julle my regtig mooi hoor, ons bly in 'n lekker land. Ons bly in 'n heerlike land. Die taksies ry ook voor jou in daar, sit hulle dubbelflieker aan, en stop. Wonder waar het hulle dit geleer? En dis vroue bestuurders. Die taksies word deur vroue bestuur. In Foster's, dis hulle Woolworths sal ek sê, staan 'n bottel chutney. Hulle het alles, hulle het Jimmy sous, hulle het Ceres vrugtesap, daar staan, dis 'n Suid-Afrikaans, dis 'n international products, of international foods. Nou die bottle chutney, ek wil vir julle teruggaan na die bottle chutney, daar staan, hy kos $8.99 CI. Hy kos 9 CI. CI is die Cayman dollar. Hier is 25 CI. Hierdie 25 CI is dit werd. R500. 25 CI is R500. So, dis 'n sleg ding, ons rand se waarde. En weet julle wat het ek nog gesê? Onthou julle die ding? Wraggies. Hulle gebruik nog sulke goed. Nee, hulle het die ander goed ook, maar hulle gebruik nog daai goed. Hulle stuur nog fakse. Hulle skryf nog checks. Cayman Island is a financial hub. I couldn't believe my eyes. Hierdie een moet ek vir julle wys. Almal maak biltong, dis my seun. Al die Suid-Afrikaners maak biltong, en hulle kompeteer oor wie se biltong smaak die lekkerste. Kyk hierdie foto. Die honde gaan daycare toe. Hulle word opgelaai, as jy 8 uur werk toe gaan, dan kom laai hulle jou woefels op, en hulle sit elkeen op hulle eie sitplekkie, en dan gaan hulle in vanmiddag 5 uur, as jy van die werk kom, dan kom die bussie weer om, en laai hulle weer jou woefels af. Stroosbop njaries, dis die waarheid. En jou hond kry 'n sertifikaat vir goeie gedrag, aan die einde van die kwartaal. Dit is vrek snaaks. Ek loop 'n ou daar raak van my tuisdorp, Houttown in die Noord-Kaap. Sy ouers, ek het hom nie geken nie, want hy was nog nie gebore toe ek al daar weggesien. My punt is, ons bly in 'n lekker land. Ons moet meer fokus om ons seëninge te tel, as wat ons fokus op wat verkeerd gaan. Hulle braai ook daar.
Ek het 'n storie van die Suid-Afrikaners wat by ons tee gedrink het die Sondag na kerk, laas Sondag na kerk, toe vertel hy een ou van sy lisensie wat verval het, en toe gaan hy in, toe sê hulle, nee, jy het 6 maande of 8 maande, en toe hy weer kom, sê hulle, nee, jy moes dit binne 'n maand gedoen het. Toe braai hulle braai. Presies wat hier aangaan. Ok, maar nou kom ons by die meer ernstige. Hoekom vrees 'n mens as jy vlieg? Daar's 'n Numeri 6 sê, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir julle vrede gee. Nou klim jy hier op die vliegtuig, maar jy sukkel met daai vrede. In Johannes, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontstel wees nie, julle moet ook nie bang wees nie. Johannes 16:33 wat ek net aangehaal het, dit sê ek vir julle, sodat julle vrede in my kan vind. Ekskuus. Maar hoekom vrees ons? Daar so min of meer 'n fotootjie van waartoe ons gegaan het. As ons heeltemal eerlik met onsself wees, kan ons ongetwyfeld sê, dat almal van ons het vrese in ons. Vrees is die fundamentele hindernis vir vrede. En dis 'n deurslaggewende faktor wanneer dit kom by die lei van 'n eenvoudige lewe. Vrees is aftakeling. Ons kalenders en verhoudings en finansies en dies meer, wanneer vrees toeslaan, dan jy oor al die goed nie vrede nie. Nou, op 31 Maart het Renier van my en van Merkiel in Kaapstad Lughawe gaan aflaai 4:30 die middag. Ons vlieg eers 8 uur. Maar dit was goed dat ons 4:30 gegaan het. Daar was honderde mense. 8 uur sit ons in die vliegtuig, die deure maak toe, en die pilot sê, hi folks, hulle sê dat, hi folks, captain speaking, we're just waiting for the fuel truck under the plane to finish, en dan gaan ons nou, ons het 'n aansluiting in Atlanta, Cayman toe, maar ons het net 3 ure. Ons het 'n 3 ure layover. Nou ek was al in Atlanta is die besigste lughawe, jy kan dit gaan Google, die besigste lughawe in die wêreld. Dubai is die grootste. Die paskontrole lyk dikwels so. Om deur te kom na die ander kant. 'n rukkie later, ons sit in Kaapstad, die vlug ons gaan nou gaan. Ons gaan nog 16,5 uur, gaan ons nou ry, vlieg. Hi folks, captain speaking. Just an update. The fuel truck broke down under our plane. Okay. Dis Afrika hierdie. Ek het gegoogel, die vlug is chock-a-block vol 308 mense. 20 minute later. Hi folks, captain speaking, just an update. We've got no update. Vertel julle die waarheid. 20 minute later, gelukkig praat hy elke 20 minute met ons. 20 minute later sê, hi folks, captain speaking, they sent someone to fetch the mechanic at his house. It will take another 30 minutes for him to get here. En dan moet hy die fuel truck reg maak. En dan moet hulle hom uitstoot en dan moet hulle 'n ander fuel truck inkry, want ons is nie vol gefuel al nie. Ons vertrek 2,5 uur laat. So ons het in Atlanta 'n half uur. En vrees slaat oor my. Hoekom laat 'n mens dit aan jou toe?
Dat ek party, nou vlieg ons, dat ek vir myself sê, Willie, dis okay, as jy die vlug mis, moet Delta met jou inboek in 'n hotel, hulle moet jou op die volgende vlug boek, die volgende dag, bla bla bla, dis wat dit is. En julle, ek het hierdie skrif, ken ek uit my kop uit. Ek dink ek het hom 16 uur lank opgesê. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking met danksegging aan God bekend. En hier is die punt. En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan. Dis wat ons so smag na. My probleem is, hoekom sukkel ons so om die Bybel hier binne in te kry? Ons lees hom, hy's daar, en ons lewe is hier, maar ons kry dit nie in nie. Want hoekom vrees ons? En die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. En dan, hier is die belangrike ding. Verder broers, alles wat waar is, alles wat edel is, en reg is, en rein is, en mooi is, en prysenswaardig is, daarop moet julle gedagtes, dis wat jy moet dink, nie oor jy gaan die vlug mis nie, maar dit is so moeilik. Dit is so moeilik, ons het net al gesing, wees stil en weet, ek spreek en wind en golwe bedaar, ek ken jou pyn, jou donkerste nag, ek bring na my jou kommer en vrees. Nou, jy bring jou kommer en vrees, en dan gee jy dit vir die Here, en dan staan jy op en dan vat jy dit weer, dan gaan jy weer dan. Ons is almal so. Hoekom kan ons dit nie reg kry nie? Nou, ek was seker al 4-5 keer op daai Atlanta internasionale lughawe. Ek het nog nooit gekry. Kom ek sê eers, die pilot maak toe 0:30 op. So ons is toe 2 uur later, nie 2,5 uur nie. So ons het 1 uur om deur paskontrole te gaan, dan moet jy deur security gaan, dan moet jy die trein vat na jou gate toe. Julle, ons klim af, ons loop in die gebou in, ons loop om die draai, paskontrole, ons is heel eerste. Daar is nie 'n mens nie. Ons loop om die volgende draai na security toe, ons is heel eerste. 10 minute toe soos deur al twee. Toe is 50 minute oor om die hek te soek. Nou, waaroor al die worry? Waaroor al die vrees? Hoekom, my punt is weer, hoekom laat ons dit oor onsself kom? Ek sê vir julle, ek sukkel daarmee. Nou kyk, ons het almal iets het met jou gebeur. Ons was al op 'n vlug, ek en sy was al op 'n vlug. Ons het in Johannesburg opgestyg, toe slaan die engine aan die brand. Die een ding hier langs aan, alles is vlam, noodlanding terug. Daar laai hulle alles koffers af. 7 ure later aan toe vlieg ons met dieselfde plein weer. Ek wou terug gaan huis toe. So, ons het almal ervarings al gehad. Dis hoekom jy vrees. Maar dis my vraag nou, waar kom die Here in? Moet oor niks, ook nie oor vliegtuie nie, ook nie oor aansluitings nie, ook nie oor of die Delta vir jou gaan 'n plek in jou hotel boek vir môre en dan gaan jy weer vlieg. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles. Alles is alles, ook vlugte. Okay, my laaste les wat ek geleer het. Gaan bly jy vir 5 weke by jou kinders. En bly stil. So. 5 weke, julle. Ek slaap 8 uur in die aande. Die aand het ons 8:30 geëet. En ons het baie menings gehad oor hoe die kind, moenie dit met die kind, moenie dan, en dan sê ek vir, gaan kamer toe. Gaan kamer toe, maak toe die deur raak rustig. Hier is my punt. Wil jy jou punt maak,
en 'n verhouding vertroebel, of wil jy die verhouding behou? Dit is baie meer werd om die verhouding te behou en stil te bly. Ek lees die week in 'n dagboek, wysheid groei nie so vinnig soos kennis nie. Inteendeel, ons weet maar van alles, maar ons weet minder van reg leef en reg doen. Wysheid is skaars, maar dit is steeds te vind by die Here vir die wat wysheid najag. Wysheid lei tot 'n lewe van nederigheid en onderskeiding. Dit vereis 'n lewenslange skattejag in die skatkamers van die Here. So Spreuke 3 ons leer. Wysheid is om voortdurend tussen reg en verkeerd te onderskei. Dit is om die regte woord op die regte tyd te sê en die regte woord op die regte tyd soms nie te sê nie. Dit is om respek vir alle mense te hê. Wysheid wat in die Here gegrond is gelyk aan die wil om met woord en daad reg te leef. Dit lei tot guns in God se oë. Wysheid is om te volhard op die Here se pad. Wysheid is om te leef in die liefde en trou van die Here, al is jy die enigste een wat dit doen. Miskien sê jy, maar ek kan nie. Ek vir julle sê, my tande is 'n stukkie korter. Van op my tande byt. Maar ons is goed daar weg. Ons is in vrede daar weg. Ons het regtig, in 5 weke het ons nie een verskil gehad. Woordeliks, wel hier. Nou kom ek sluit met 'n storie. Kan nie 'n storie vertel nie. Chick Moorman vertel die storie. Donna se graad 4 klaskamer het gelyk soos baie ander klaskamers wat hy in die verlede gesien het. Hy was die hoof. Leerlinge het in 5 rye van 6 lesenaars gesit. Die onderwyser se lesenaar was voor en het na die kinders gekyk. Die aanplakbord het opdragte gehad wat die leerders moes doen. In die meeste opsigte het dit gelyk soos enige ander tipiese laerskool klaskamer. Tog het iets anders gevoel daardie dag toe die hoof daardie klas binne stap. Daar was 'n onderliggende opwinding. Donna was 'n veteraan onderwyseres, slegs 2 jaar van aftrede af. Sy was 'n vrywillige deelnemer aan 'n landwyse personeelontwikkelingsprojek wat ek, die hoof, dan nou meneer Chick Moorman, georganiseer en gefasiliteer het. Die opleiding het gefokus op idees wat leerders sou bemagtig om goed oor hulle self te voel en beheer oor hulle lewens te neem. Donna se werk was om opleidingssessies by te woon en die konsepte wat aangebied word prakties met die kinders te implementeer. My werk as hoof was om klaskamerbesoeke te doen en te sien hoe die implementering werk. Ek sit in 'n leessitplek agter in die klaskamer en ek neem waar. Al die kinders was besig om 'n taak op 'n vel papier neer te skryf. Die 10-jarige dogtertjie wat laaste aan my was, het ek gelees, sy skryf, ek kan nie. Ek kan nie die sokkerbal verby die tweede halflyn skop nie. Ek kan nie my pa se aandag kry nie. Ek kan nie help dat Debbie nie van my hou nie. Haar bladsy was half vol. Ek het in die ry afgeloop, sê die hoof, en na die ander kinders se papiere begin kyk. Almal het dinge geskryf oor, ek kan nie. Ek kan nie 10 opstote doen nie. Ek kan nie tennis speel nie. Ek kan nie net 1 koekie eet nie. Teen hierdie tyd het die aktiwiteit my nuuskierigheid geprikkel. Ek het besluit om vorentoe te stap na Donna se lesenaar. Maar toe ek nader aan haar kom, toe sien ek, sy is ook besig om ek kan nie te skryf. Ek kan nie vir John se ma kry om die onderwyskonferensie by te woon nie. Ek kan nie my dogter kry om petrol in die kar te gooi nie. Is dit nie waar nie? Ek kan nie Ellen so ver kry om met woorde in plaas van sy vuiste te praat nie. Ek wou vasstel waarom die leerders en die onderwyseres op die negatiewe fokus. Ek wou weet, hoekom skryf hulle almal ek kan nie stellings neer? Maar toe besluit ek om terug te keer na my sitplek. Die kinders het vir nog 10 minute geskryf, die meeste van hulle se bladsye was vol. Die kinders is toe 'n opdrag gegee om hulle papiere vorentoe te bring en toe te vou en in 'n skoenboks te plaas. Toe die skoenboks met al die ek kannies op die lesenaar staan,
het Donna, die onderwyseres, saggies geglimlag. Sy het vir die kinders verduidelik dat hierdie gedagtes so swaar klippe is wat mense terughou en jou moed steel. Saam het hulle die boks gesluit, sy het hare ook ingegooi en simbolies afskeid geneem van die woorde. Daardie dag het die kinders geleer dat hulle nie vasgevang is in wat hulle nie kan doen nie, maar dat daar 'n groter waarheid is met geloof, volharding en God se krag. Ek kan nie verander en ek kan. En soms is dit juist die dag wat jy jou beperkings begrawe, wat jy begin groei in wie jy werklik is. Paulus het dit genoem, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Toe al die kinders hulle papiere in die boks geplaas het, Donna hare bygesit het sy die deksel opgesit, die boks onder haar arm gesteek en by die deur uitgeloop die gang af met al die kinders agter haar aan. Ek het maar gevolg, sê die hoof. Halfpad in die gang af het sy gestop, sy het in die skoolstoorkamer binne gegaan en 'n graaf uitgehaal. Met die graaf in die een hand, die skoenboks in die ander hand, het Donna die kinders gemasseer tot in 'n hoek van die speelgrond. Daar het hulle begin grawe. Almal het deelgeneem aan die grawery. Dit het so 10 minute geduur. Toe die gat 'n half meter diep was, het die grawery geëindig. Die boks met ek kan nie is onder in die gat geplaas en vinnig het almal gehelp om die gat te bedek. 31 10-jariges het rondom die vars graf gestaan. Elkeen het ten minste 1 blad vol ek kan nie geskryf. Op hierdie stadium het Donna aangekondig: seuns en dogters, kom ons vat hande. Kom ons vat hande en buig die hoofde. Die kinders het vinnig gesirkel om die graf gemaak. Donna het voortgegaan. Ons kom vandag bymekaar ter nagedagtenis aan ek kan nie. Terwyl hy saam met ons op aarde was, het hy lewens van almal aangeraak, sommige meer as ander. Sy naam is ongelukkig in elke openbare gebou, skole, stadsale, staatsredes, regerings, selfs in kerke. Ons het vandag, ek kan nie, sy laaste rusplek gegee. 'n grafsteen wat sy grafskrif bevat, hy oorleef deur sy broers en susters, ek kan, ek sal en ek gaan. Hulle is nie so bekend soos die beroemde boetie ek kan nie, maar beslis sterker en magtiger. Miskien sal hulle eendag met julle hulp selfs 'n groter merk op die lewe maak. Mag ek kan nie in vrede rus. Terwyl ek na die lofrede geluister het, sê die hoof, het ek besef dat hierdie kinders hierdie dag nooit sal vergeet nie. Die aktiwiteit was simbolies 'n metafoor vir die lewe, 'n regterbrein ervaring wat vir ewig in die onbewuste en bewuste verstand ingeprent is, om jou ek kan nies neer te skryf en dit te begrawe en 'n lofrede te hoor. Dis 'n groot poging van hierdie onderwyseres. En sy was nie klaar nie. Aan die einde van die lofrede het sy omgedraai, al die kinders terugmasseer klaskamer toe en hulle het dit gevier met koekies en koelrank. Die afsterwe van ek kan nie. As deel van die viering het Donna 'n grafsteen gemaak uit karton. Sy het die woorde daarop geskryf, ek kan nie, en bo aan RIP, rest in peace. Chick Moorman sê, ek was nie een van Donna se studente nie. Sy was een van myne. Tog het ek daardie dag 'n blywende les by haar geleer. Nou jare later, wanneer ek die frase ek kan nie hoor, sien ek daardie graad 4 begrafnis. Liewe vriende, as ons net dit oor het, is die tyd om ek kan nie te sê verby. Moses het gesê, Here, ek kan nie. En God het hom gebruik om 'n volk uit te lei. Elia het gesê, Here, ek kan nie. En hy was 'n magtige profeet. Jeremia of Gideon het gesê, Here, ek het nie aansien nie. Ek kom uit die eenvoudigste huis.
Jeremia het gesê, ek kan nie praat nie. Die 12 verkenners, 10 van hulle het gesê, ons kan nie die land ingaan nie. 2 het gesê, ons kan. Hier is my twee laaste punte. As jy aanhou sê, ek kan nie, gaan God jou verbygaan en iemand anders gebruik. Of as jy dit wel sê met 'n leerbare gees, gaan God jou verander en jou gebruik. Hou op sê, ek kan nie met daai ene of ek kan nie met daai een praat nie. Kan nie gaan versoen nie. Ek kan nie gaan vergewe nie. Maar jy het net hierdie stukkie lewe oor. Hou op sê, my omstandighede is moeiliker as andersin. Ons het elke huis het sy kruis. Hou op ondankbaar wees vir waar jy bly. Julle die lekkerste gevoel is daai vliegtuig in Kaapstad liggou. Jy's by die huis. Hou op vrees. Dit is seker die moeilikste ek kan nie vanoggend. Hou weer eens, hoe kry ons dit wat ons nou vanoggend leer? Filippense 4 vers 8. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles. Hoe kry ek dit hierin? Dat dit in my is. En laastens, wees wys. Veral teenoor jou volwasse kinders. Wil jy reg wees? Of wil jy die verhouding bou? Hemelse Vader, dankie dat U ons ver baie gevat het. Dankie vir Helder baie wat vir ons gebid het. Dankie dat U ons gebruik het om ons kinders te dien. Bid vir hulle vandag, bid vir almal van ons wat kinders oor see het, en klein kinders oor see het. Here, ons is lief vir hulle. Ons kan nie aan hulle vat nie, ons kan hulle net op 'n skerm sien. Maar dis wat dit is. En ons moet daarmee deel. En ons moet nie sê, ek kan nie daarmee deel nie. Ons moet. Here, dankie vir die stukkie lewe wat ons dalk mag oor hê, elkeen van ons. As dit 85 is, dan het ek 20 jaar oor. Dis eintlik nog baie. Maar as dit 85 die lewensverwagting is, dan het baie van ons wat hier is, baie min oor. Here, help ons om ek kan nie te begrawe. Amen. Nou, ek nooi julle nou vir 'n koffie en tee. Ons gaan 'n lied sing slotte, maar 'n koffie en tee waar ons fees vier dat ek kan nie begrawe is. 'n laaste punt wat ek in die begin wou sê, daar by klavier lê sulke blaaie. Ek wil hê elke persoon, elke individu, elkeen wat hy is, moet een vat hom huis toe. Dis vrae wat jy vir my moet beantwoord anoniem. Moet asseblief nie jou naam daarop neerskryf nie. Ek doen so 'n navraag, 'n vraelysie sommer oor 'n paar goed. En die gemeenteraad moet onthou, ons gaan gou, ek kan nie vier daar by die tee, en dan gaan ons gou vergader. Kom ons staan, ons sluit met hierdie gebed weer. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek bring na my jou kommer en vrees, ek sal vir jou 'n toevlug wees. Wees stil en weet, ek is die Heer, ek maak en bid, hart en geloof, ek is by jou, soos ek beloof.
Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, en die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Baie dankie.